Die derde kuier vandag het hierdie opskrif: sy opstanding is tot vandag aktueel. Stem jy saam? Die teks wat ons daarvoor gebruik is Paulus se slim woorde uit 1 Korintiërs 15. As daar geen opstanding van dooies is nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons verkondiging sinloos en ook julle geloof sinloos. 1 Korinte 15. 'n Baie interessante jong miljonair op sosiale media het onlangs my aandag getrek. Hy is 'n 33-jarige jongman, gebore in Botswana, 1992, uit die verhouding tussen 'n Britse ingenieur en 'n baie jong Nigeriese dame. Hy verhuis met sy ouers na Engeland, waar hy op 17-jarige ouderdom uit die skool geskort word. Hy word ingeskryf by 'n universiteit in Manchester, maar verloor belangstelling na die eerste lesing. Klink nie jy's 'n belovende begin nie, of wat dink jy? Sedert 2013 maak Steven Bartlett ontsaglike vordering op sosiale media. Te veel om hier te noem. Gaan soek gerus op die web. Jy sal verbaas wees oor hoe groot hierdie dinge in sy lewe is. Wat ons vandag interesseer is die gesprek wat Steven voer op sy potgooi Diary of a CEO. Hoor jy? Diary of a CEO. Met 'n baie gesoute evangelis, Wesley Huff. Net 'n vinnige opmerking oor hierdie potgooi. Dit is een van die grootstes ter wêreld, met 'n luistertaal van meer as 3 miljoen per dag. Vir 2,5 uur gesels Steven en Wesley oor die waarheid van die Christelike geloof. Bartlett vertel hoe hy opgevoed is met Christelike waardes. Tog kies hy as jongman die pad van die sogenaamde nuwe ateïsme wat hoogtyd gevier het, vroeg in die 21ste eeu. Baie interessant dat die beweging ook sy glans verloor het. In 'n baie robuuste gesprek tussen Wesley en Steven kom die gedagte van die quiet revival op die tafel. En erken Steven dat die argumente vir Jesus se opstanding uit die dood baie oortuigend is, maar dat hy, wat Steven is, baie skepties van aard is. Hy noem toe dat 'n naby vriend van hom onlangs tot bekering gekom het en dat dit hom interesseer. In 'n redelike lang uitsending begelei Wesley vir Steven deur 'n hele reeks skeptiese vrae oor geloof. Meesterlik, sonder om grootdoenerig te wees, gesels die gesoute Christen met Steven en gee briljante vredes waarom die Christelike geloof relevant bly. Die gesprek verloop vlot en baie vrae uit die geloof word aangeraak. Steven lei die gesprek met ewe groot gemak en belangstelling. Dis 'n lekker gesprek, jy kan dit gerus gaan soek. Wesley beweeg na die punt waar hy die stelling maak dat die Christelike geloof nie net nog 'n antwoord is vir die betekenisloosheid van ons tyd nie, maar die enigste. Die gesprek word afgesluit met Steven wat voorlees uit Romeine 12 in die Bybel wat Wesley hom as 'n geskenk gegee het. Sulke goed laat my hart vinnig klop. Dit is die Heilige Gees wat Jesus reg in die maalstroom van ons bestaan teenwoordig in die 21ste eeu. Gelowiges wat sonder grootdoenerigheid of erkenning net getuig oor God se teenwoordigheid, tasbaar en reëel in elke hoek en draai van ons bestaan. Voor ons afsluit, wil ek noem dat hierdie gesprek op YouTube ook aangebied is met baie naby aan 2 miljoen kykers. Kom ons dank die Here. Hemelse Vader, baie dankie dat U vandag nog deur U Gees geleenthede benut om die opstanding van Jesus te benut, sodat sy Heilige Gees teenwoordig gaan kom. Here, ons wêreld het dit nodig, bitterlik, veral in die deurmekaartyd waarin ons leef. Hou ons aan U vas, opgestane Here Jesus, deur U Gees. Amen.